Goeiedag. Verlede week het ons gekyk na God se plan met die wêreld. Ons het by die inleiding stil gestaan en bietjie na God se strategie gekyk. Hierdie week doen ons 1C, jou plek in God se plan. Maar voordat ons met dit wegtrek, het ek vir jou 'n stukkie uitdaging. Gaan kyk 'n bietjie in die Bybel rond en kies vir jou 'n karakter wat iets van jou sê. Iemand in die Bybel spreek jou aan op 'n manier, omdat jy iets van jouself in daardie persoon sien. En ek sal graag wanneer ons by mekaar kom wil weet, wie is dit en hoekom jy identifiseer met daardie bepaalde karakter in die wêreld. Nou goed, ons gaan nou 'n bietjie kyk na jou plek in God se plan. Dit is hoe die eerste bladsy lyk, daar's 4 bladsye. Ek sal vir julle nog 'n bladsytjie wys. Gaan werk dit deur. Wat hierna volg is die video van Floris Nouts. As dit dalk te klein is, gaan kyk dan op YouTube vir die nommer 3 van Floris Nouts, Coram Deo, jou plek in God se plan. En gaan kyk dit gerus daar. Ek wys maar net vir julle waar ons trek en ek gee dit net hopelik vir julle in 'n maklike weergawe. So die volgende bladsye, ek dink hierdie is bladsy 3, lyk so. Van 1 tot 4 werk jy deur terwyl jy na Floris Nouts se video kyk en dan ook net luister na wat hy sê en sommer langs die pad invul en vir jouself notas maak oor wat is jou plek in God se plan. Kom ons kyk daarna. Ek het in hierdie eerste gedeelte vir jou probeer wys dat deur al die eeue was God se strategie mense. Dat die doelwitte wat God op aarde wil bereik hy deur mense te roep, mense toe te rus, mense te stuur om sy doelwitte te bereik. En ons kom praat oor 'n klompie ouens uit die Bybel uit, ons kon ook praat oor vriende wat ons dit by gesien het. Maar die vraag is op die ou einde, hoe raak dit jou? Want as God se hartklop is dat hy mense gebruik, dan beteken dit in Afrikaans dat hy jou wil gebruik. Nie die ander ouens nie, vir jou. En daarom het ek gedink, kom ons gaan kyk so 'n klein rukkie net na wat is die basiese grondwaarhede wat ons mee werk as ons dink oor bediening as my bediening. Bediening as daar waar ek God se doelwitte saam met hom bereik op hierdie aarde. En nou is dit seker die groot ding wat ek eintlik vir jou wou sê in die eerste gedeelte is dat jy moet verstaan dat God aan jou dink as 'n medewerker. Dis nie hier is ek en daar's julle klomp goetertjies op die aarde nie. God sien jou letterlik as 'n medewerker om sy doelwitte op hierdie aarde in hierdie wêreld te bereik. En ek gaan vir julle so 10 beginsels gee wat die basis vorm van hoe ons oor bediening dink. Eintlik gaan ek daarmee vir jou wys hoe jy persoonlik inpas in God se strategie. En daarom moet jy van die begin af na hierdie stellings luister vir jou. Nie vir die ou langs jou nie in terme van teorie nie in terme van mooi vroom waarhede nie, maar as goed wat die woord sê oor jou persoonlik. Alright, hier is hy, die eerste ene. Hierdie een is lekker. Die Bybel sê dat God het jou van altyd af in sy gedagte gehad. Hy het van lankal af oor jou gedink en hy wil jou gebruik om sy doelwitte te bereik. Kom ek lees vir julle Efesiërs 2 vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Verstaan julle wat sê die Afrikaans? Die Afrikaans sê, voordat jy gemaak is,
was jy reeds in God se gedagtes oor die verskil wat jy moet maak, wat hy voor die tyd vir jou uitgesit het, waar jy in sy saak op aarde sy doelwitte kan bereik. Galasiërs 1 vers 15 en 16 sê Paulus, God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidene nasies sou verkondig. Voor my geboorte, sê hy, en dis 'n geloofsuitspraak wat hy maak, as jy verstaan wat het God gedoen, hoe God jou in sy gedagtes gehad het, het hy, sê Paulus, voor ek nog gebore is, al gesê, hierdie Saulus oukie, wat so te godsdienstig is, dat hy selfs my kerk vervolg, ek gaan hom gebruik om die evangelie na die heidene nasies te vat. En jy moet verstaan, dis nie sommer net 'n nik van die Here, of is nie sommer maar net 'n, nou het ek skielik gedink, maar jy weet, ek kan jou gebruik nie. Van voor jou geboorte af, sê die Bybel, het God jou in gedagte gehad vir die spesifieke bediening, waar jy saam met hom sy doelwitte kan help bereik. Ek sou dit vir jou anders sou kon sê, jy is gebou en bedoel vir bediening. Jy is gebou en bedoel vir bediening. As 'n mens 'n Christen is bediening nie opsioneel nie. Jy kan nie besluit of jy in 'n bediening wil staan nie. Jy kan net die bediening waarvoor God jou geroep het, ontken of abdikeer. Maar as jy God se hart ken, weet jy dat hy van voor die grondlegging van die aarde af jou persoonlik in gedagte gehad het, sodat jy kan help om sy doelwitte in hierdie wêreld te bereik. Bediening is nie opsioneel nie. Dis noodwendig vir 'n Christen. Dit was van altyd af God se plan vir sy kinders se lewe. Dis integraal in Christendom, ook joune. Tweede stelling. God het jou uit al die mense gaan haal, omdat hy jou wil gebruik op 'n spesifieke plek. Omdat hy wil hê jy moet 'n spesifieke verskil maak. 1 Petrus 2 vers 9 tot 10. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk. Verstaan jy wat beteken uitverkore? Gaan haal, uitgekies, gehandpick. Julle is 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Julle is die eiendomsvolk van God. Die volk, dis waarvoor hy jou eiendomsvolk beteken, hy het jou uitgekies en sy eie gemaak. Waarvoor? Daai kan jy nou maar lekker groot onderstreep. Julle is die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Jesus sê dit vir my verskriklik mooi. Julle het my nie uitgekies nie. Ek het julle uitgekies. En ek het julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat by die bekering pas, of vrugte wat hou, soos hy dit hier sê. So, die prentjie wat geteken word is, tussen al die mense het ek jou kom haal, en ek het jou aangestel, sodat jy kan gaan en 'n verskil gaan maak. Ek het jou gaan haal, om die verskil te maak. En ek wil so 'n oombliekie stil staan by die hele ding van die uitverkiesing, want baie keer stry ouens oor die uitverkiesing, omdat hulle nie luister wat die Bybel daaroor sê nie. Hulle probeer die uitverkiesing uitwerk in terme van, hoe het God se gedagtes gewerk toe hy gekies het? Maar as jy die Bybel reg lees, dan praat die Bybel nie so nie. Die Bybel praat oor die uitverkiesing op 'n ander manier. In werklikheid sê die Bybel, luister, die uitverkiesing is 'n leerstelling of is 'n manier van dink wat by Christene hoort. Jy kan nie met 'n nie-Christen praat oor uitverkiesing nie. Dit hoort by Christene. En vir 'n Christen werk die uitverkiesing so: ek het julle uitgekies. Dis baie eenvoudig. In hierdie hele groot aarde met al hierdie mense daarop, het God gesien, daar's 'n ouetjie met die naam van Floris Knouts. En hy het my kom haal, sodat ek deel van sy strategie op aarde kan word. Uitverkies beteken gehandpick, gaan haal,
uitgekies uit al die mense. Maar ons stop baie keer daar, en die Bybel stop nie daar nie. Die Bybel sê altyd uitgekies uit, en die tweede ding, uitverkies tot. Altyd. Die Bybel sê altyd daai twee goed. God het my gaan uithaal vir die ding, die verskil, die bediening wat ek moet doen, om sy doelwitte te bereik. En nou moet jy mooi hoor wat ek sê, want ek sê hiermee 'n verskriklike belangrike ding. Ek sê hiermee in die eerste plek, in God se gedagtes is jy die regte persoon vir daai bediening waarvoor hy jou geroep het. Jim Collins is 'n ou wat geweldig baie navorsing gedoen het oor maatskappye. En hulle het in 'n stadium gaan kyk na maatskappye wat goeie maatskappye is, maar ontwikkel het om great maatskappye, uitnemende maatskappye te word. Toe het hulle al daai maatskappye gevat en gaan kyk, wat is die faktore wat hulle gehelp het om te gaan van goed na uitnemend? En toe het hulle so 'n paar goed gevind, en een van die goed wat hulle gevind het, is wat hy nou in sy boek From Good to Great noem, die wie-wat beginsel. Hy sê, as jy 'n maatskappy wil vat van goed na uitnemend, moet jy nie met ouens werk en sê, okay, jy moet nou beter word op dit, jy moet nou beter word op dit, en kom ons werk 'n bietjie daarin, kom ons werk 'n bietjie daarin nie. Hy sê, jy moet vra, wie is die regte persoon vir die posisie? En jy moet die regte ou kry vir daai posisie, al moet jy hom waar gaan soek, al moet jy hom omkoop, maar jy moet hom kry vir jou maatskappy. Want die vraag is nie, wat kan jy in die ouens doen nie, die vraag is die regte ou op die bus, en sit hy op die regte sitplek? Want dan kan 'n maatskappy ontwikkel van goed na uitnemend. Die uitverkiesing sê iets daarvan. Die uitverkiesing sê, God het vir jou 'n baie duidelike verskil wat jy kan maak in die bereiking van sy doelwitte. Wat jy uniek, enigsoortig voortoegerus is, en hy het jou gaan haal, sodat jy die verskil kan maak. Uitverkies uit, uitverkies tot. Want jy is, wanneer dit gaan oor die uitverkiesing in God se gedagtes, vir daai plek waar jy die verskil kan maak, die beste een wat hy gehaal het, om 'n uitnemende kerk te bou op hierdie aarde. So dis die eerste ding wat dit vir jou sê. Die tweede ding wat dit vir jou sê, behalwe dat God jou kom haal het spesiaal vir daai verskil wat jy kan maak, is, weet jy dat die Here jou nie uitgekies het om hemel toe te gaan nie? Verstaan jy dit? Julle kyk my aan asof julle glad nie weet wat ek nou sê. Kyk, is baie eenvoudig. As die Here dan sy kinders uitgekies het om hemel toe te gaan, hoekom sit julle nog hier op aarde? Hoor julle wat sê ek? As sy doel, as sy beplanning was, ek wil jou red sodat jy in die hemel kan kom, dan sê hy jou zips weggevat het hemel toe, die oomblik toe jy tot bekering gekom het. Maar hy doen dit nie. Want hy het jou gaan haal, sodat jy hier op aarde met jou bediening die enigsoortige bydrae kan maak in sy doelwitte, wat net jy kan maak. Jy is nie geroep vir die hemel nie. Jy is geroep en gestuur na die aarde. Jesus sê, soos die Vader my gestuur het na hierdie wêreld toe, so stuur ek julle hemel toe. Nee, so stuur ek julle met dieselfde opdrag, gaan in hierdie wêreld in, gaan na hierdie mense toe, gaan in hierdie gebrokenheid en gaan maak die verskil. Jy is uitverkies uit, maar uitverkies tot die unieke verskil wat jy kan maak. En dis die tweede ding wat jy moet verstaan. Derde een wat ek vir jou wil sê is, God sien en gebruik jou as sy medewerker. Ek wens ek kan hierdie woord medewerker in jou kop inprop. Dis so moeilik. Want ons het al ewig hierdie idee dat dit eintlik nie daaroor gaan nie, dat dit eintlik daaroor gaan dat die Here ons nou maar geroep het dat ons hemel toe kan gaan, of dat ons mooi godsdienstig kan wees. Dis een van die ergste goed, is dat ons dink dat God het ons uitgehaal om godsdienstige mense te wees. En is doodgewoon nie die waarheid nie. God het jou uit die wêreld uit gekies, sodat jy sy medewerker op hierdie wêreld, of in hierdie wêreld op hierdie aarde kan wees, om sy doelwitte te bereik. Daarmee sê ek vir jou twee goed. Die eerste een is,
Jy is aangestel, net soos Jesus sê. Ek het julle gekies en julle aangestel. Aangestel beteken, ek het jou in 'n posisie of 'n amp of 'n, ek het jou daarin aangestel. Jesus sê vir sy disippels, as hy hulle uitstuur, luister die ouens, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan as my gesandte. As my, Paulus noem dit nie gesandte, hy noem dit ambassadeurs. Gaan as my ambassadeurs. En daarmee kom sê die woord, dis die gesag waarmee jy jou bediening doen. Dis 'n gesag wat vir jou gegee is. Sou vir jou sê, wie is jy om dit te doen? Ja, ek is niemand nie. Wat maak jou so belangrik? Niks nie. Die feit is net, dis wat Christus my in aangestel het. En daarom sê Paulus daar, ek kan nie anders as om dit te doen nie. Want ek het die gesag, die autoriteit van 'n gesant of 'n ambassadeur van Christus. En nou wil ek net vir jou sê, as ek vir jou sê is 'n medewerker, is dit die diepste ding in my hart. Wil jy dit nie vat in jou eie maak nie? Wil jy nie jouself begin sien as God se medewerker nie? Nie die dominee se medewerker nie. Nie die kerk se medewerker nie. As 'n medewerker van die lewende God om sy doelwitte hier op aarde te bereik. Ek wil sê jy moet so oor jouself begin dink en praat. Dis hoekom Paulus kan skryf 1 Korinte 3 vers 9. Ons is medewerkers in diens van God. 2 Korinte 6 vers 1. As medewerker, en luister nou wat doen hy? Hy sê, ek is 'n medewerker, die gesag wat ek het as medewerker het God vir my gegee, en nou as medewerker met gesag, doen ons 'n beroep op julle om te sorg, dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Hoor julle wat het hy gedoen? Hy het die feit dat hy 'n medewerker is deel gemaak van sy eie selfbeskouing, hoe hy oor homself dink. As jy vir hom sou vra, luister, kom stel jouself gou bekend. Hier's vir jou mikrofoon. Sy sê, okay, kan ek net gou vir julle sê, ek is 'n kind van die lewende God en ek is 'n medewerker van God en hy's nie al hierdie ander chol praat wat ons praat as ons mekaar as jy bekendstel iemand nie. Want Paulus het oor homself so gedink en dis die eerste ding wat jy moet verstaan. As jy aangestel is of as jy 'n medewerker van God is jy aangestel in 'n posisie wat God vir jou gee, jy moet staan in die gesag wanneer jy bediening doen. Die tweede ding wat ek wil sê is, wanneer jy dan jou bediening in sy gesag doen, is jy nooit alleen nie. Jy's altyd deel van 'n span. Altyd. En weet jy wie's in die span? Jy en God. God is jou spanmaat. As jy nou teruggaan na Moses toe, en ek sal later vir julle Bybelstudie daaroor gee. Moses kom elke keer, sê die Here vir Moses, ek wil jou gebruik, jy's die ou, jy's my strategie. Sê Moses, Here, nooit, kan nie wees nie. Nee. Sê die Here vir man, moenie worry nie, ek is by jou. As sê Moses, okay, maar wat nou weer van hierdie ding? Sê die Here vir hom, moenie worry nie, ek is by jou. Dieselfde as jy gaan kyk na Gideon, daai bang ouetjie. Toe die Here vir hom sê, jy moet die ding gaan doen, sê, ek is die kleinste van almal. As jy na my gesin kyk, Here, dan's ek hierdie pieperige ouetjie. Ek is regtig so petiterig. Ek is die sterkie. Sê die Here, man, moenie worry nie, ek gaan saam met jou. Gaan lees Matteus 10. Jesus stuur sy disippels uit. Hy sê, gaan vertel vir die ouens, die koninkryk het naby gekom. En ek klop jy aan die deur. En dan praat jy met die ouens. En luister mooi. Wie jou ontvang my. En wie jou wegjaag, jaag my weg, want ek en jy klop saam aan die deur. Want wanneer Jesus hierdie opdrag aan sy disippels gee, gaan maak disippels, dan sê hy eers, aan my is alle mag gegee in die hemel op aarde. En in hierdie gesag, gaan maak ouens my disippels, doop hulle en leer hulle om prakties te lewe, ek gesê het. En wat sê hy dan? En weet dit, ek is by julle tot aan die volëinding van die wêreld. Ek gaan saam met julle. Julle gaan nie alleen nie. Ek is julle spanmaat. Gaan lees wat sê die Bybel oor die werking van die Heilige Gees. Alles wat die Nuwe Testament vir ons daaroor lees,
leer. Ek sê net een ding, God is by ons. God is saam met ons. God lei ons. My spanmaat is die lewende God. En as ek vir jou sê jy's 'n medewerker, dan moet jy verstaan, jy's aangestel in 'n posisie van gesag, plus jy het altyd God by jou. Gaan doen jou bediening coram Deo, voor en vir en saam met God. Vierde stelling. God het jou reeds bemagtig om sy medewerker te wees. Kan ek gou vir jou 'n clue gee van die res van wat ons gaan doen? Jy het dit klaar om suksesvol te wees. Jy het klaar om 'n suksesvolle medewerker te wees wat 'n verskil maak. Ek lees vir julle 1 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. En dit kom deurdat ons hom ken. Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid te mag. Hy sê dit is klaar gegee. Toe God jou geroep het, het hy jou klaar bemagtig, empower. Jy kan dit ontken, maar weet jy, jy het dit. Jy het dit. Vyfde stelling. God wil deur jou lewe ander mense se lewens aanraak. Dieselfde storie is met Abraham. God wil ander seën deur jou. Kom ek gee vir julle 3 maniere. Die eerste manier, God wil deur jou lewe ouens se lewens beïnvloed. Dis daai storie van julle is die lig en die sout, en met hoe jy lewe smeer jy af aan ander ouens. Dis die eerste manier. Die tweede manier is, God wil deur jou mense seën, deurdat jy hulle versorg, deurdat jy hulle help heel word, deurdat jy hulle begelei na 'n voller lewe soos God bedoel het. Die manier waarop jy ander dien en na hulle omsien, daardeur wil God hulle aanraak. En die derde manier is, God wil deur doelbewuste aksies om ouens te beïnvloed na God se doelwitte. Keuses, doelbewuste aksies, soos om op 'n uitreik te gaan. So wil God jou ook gebruik. Die punt is net, God wil deur jou lewe ander ouens se lewens aanraak en hulle seën. Vandag nog. Die oomblik wat 'n ou so bietjie die goed na jou lyf toe begine vat, dan dink ek kom jy in 'n, as jy eerlik is, kom jy in daai posisie waar jy sê ek glo, maar ek glo dit ook nie. Ek hoop dit kan so wees, maar ek weet dit nie met my hart nie. Ek kan met my kop sê dat dit die waarheid is, maar my hart klop nie saam met God se hart oor hierdie goed nie. En daarom wil ek jy sê, die pad wat ons daarmee loop, moet jou daar bring dat jy meer en meer na hierdie waarhede kyk, wat God vir ons gee, en dit na jou eie lyf te bring. So kom ons kyk na die volgende paar. Daai was die eerste 5. Die 6de een klink so. God wil deur jou bediening gelowiges help sterk maak, of help opbou. 1 Korinte 12 vers 27 sê Paulus, julle, dis al die gelowiges, is die liggaam van Christus, en elkeen van julle is 'n lid van die liggaam. Elkeen is 'n lid van die liggaam. En as jy gaan kyk hoe hy dit verder uitspel, dan kom sê hy letterlik, as jy gemeente wil verstaan, die kerk van Christus, moet jy dink in 'n liggaam. Die duime te werk, die pinkie te werk, die ore te werk, die oë te werk. En as die liggaam op sy beste wil werk, moet elke onderdeel werk. Ek bedoel, as jou lewer nou vir 3 dae sê, ek gaan nie werk nie. Wat dink jy gaan gebeur? As jy in die straat afry, jou oë sê skielik, ek gaan nie meer sien nie. Wat gaan gebeur? So, wat Paulus daarmee wil sê is dat, luister hier, die kerk van Christus of die gemeente werk soos 'n liggaam waar elkeen 'n funksie in het, maar hy gaan 'n stappie verder as dit. Hy sê, die kerk word net opgebou as elkeen sy funksie vervul. Dis wat Efesiërs 4 sê. Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om wat te doen? So terloops, dis die dominee se job wat beskryf word hier, om wat te doen? Om die gelowiges of heiliges toe te rus, waarvoor? Vir die werk wat hulle moet gaan doen.
sodat wanneer hulle werk doen, dit lei tot opbouing van die liggaam van Christus. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle. Wie's dit? Wie's elkeen? Elkeen is elkeen. Elkeen is ook ek. Is ook jy. Elkeen vervul sy funksie en so, wanneer elkeen sy funksie vervul, bou die liggaam homself op in liefde. 'n Dominee is net nie genoeg om 'n gemeente te bou nie. Want hy's net een deel. So Paulus sê op 'n ander plek, as die hele liggaam nou mond was, kan julle dit nou indink, picture jou nou, in plaas van my body, net een groot mond wat hier staan. Dit is nie normaal nie. En daarom kom sê Paulus, luister hier, die hele liggaam kan nie net deur een gebou word nie. Elke ou het sy eie klein plekkie. Party sê hy, is onbenullig. Party dele is, jy kom eers agter hy vervul 'n funksie nie. Net so by the way, die Here gee aan daai klein deeltjies groter eer as in die ou met die mond. Net so terloops, dis wat Paulus sê. Maar in God se gedagtes kan die gemeente net groei na die volle grootte van Christus as elkeen sy funksie vervul en die liggaam homself so opbou. Jy is geroep om die liggaam of die gemeente van Christus te help sterk maak, te help groei, te help bou. Oor nou die dag 'n storie, 'n klomp dominees wat by mekaar was, nou vertel hulle vir mekaar van wat gebeur in die gemeentes. Nou vertel hierdie een nou, hy kry een oggend 'n oproep van 'n vrou, wat sê hulle is op soek na 'n gemeente. Hy sê van wel, hoe dink julle oor 'n gemeente? Nee, sê die vrou vir hom, ons soek 'n gemeente waar ons gebless kan word. Gebless soos in die Engelse bless, nie? Geseën kan word. Hy sê van, nee, dis alright so, maar weet jy wat? Ons soek eintlik lidmate wat die gemeente kan bless. Nee, sê jy verstaan nie wat ek sê nie. Kom ek verduidelik vir jou wat sê ek. Ek sê, ons soek 'n plek waar ons gevoed kan word. Hy sê van wel, ek hoor wat jy sê, maar weet jy wat? Ons soek lidmate wat die gemeente kan voed. Sy sê vir hom, nou, wat 'n soort kerk is julle dan nou? Wat 'n soort kerk is julle dan nou? En wat hierdie ou gesê het, is presies wat die liggaamsbeeld sê. Jy kan nie met 'n ontvangersmentaliteit 'n verskil maak in die kerk van Christus nie. God se roeping, hy het jou gaan haal en in 'n plek gesit waar jy sy liggaam kan help bou. Want hy wil deur jou sy gemeente help sterk maak, help groei, help uitbrei. En jy moet dit verstaan. 'n vra, 'n soek mentaliteit. Hoe sê die 2-jarige kinders het wil sê, ek wil nie hê. Eintlik is ek kleiner, nie 2 jaar nie. Hê. 'n mentaliteit is nie waarvoor God jou geroep het nie. God het jou gaan uithaal, het jou toegerus sodat jy kan gee, sodat jy kan opbou, sodat jy kan bydra. Dis waarvoor hy geroep het in sy kerk. God wil jou en jou bediening gebruik om gelowiges die kerk sterk te maak. 7:1. God wil deur jou lewe en bediening 'n impak maak op ongelowiges in hierdie wêreld. Daar's 'n idee dat kerk wees beteken ons kom Sondagoggende by mekaar. Ons praat ook so, ek gaan kerk toe. Ek was in die kerk. Die Bybel praat oor die kerk heeltemal anderster. Die Bybel praat oor die kerk as 'n klomp gelowiges wat ook by mekaar kom om saam die Here te aanbid en sterk gemaak word. Maar eintlik is dit 'n klomp ouens wat so suurdeeg die hele wêreld infiltreer. Hoeveel ure is daar in 'n week? Baie. Hoeveel ure is jy in die kerk op Sondag? Baie min. En dis nou nie 'n verwysing na die hoeveelheid Sondae wat jy bywoon. Ek praat net van die aantal ure as jy almal bywoon. Baie min.
Kerkwees is daar buite. En die hele Nuwe Testament kom sê vir ons, weet jy, as jy verstaan dat God jou wil gebruik om die ouens wat ongelowig is te bereik, moenie net dink aan evangelisasie nie. Verstaan God se bedoeling is dat hulle geseën word. Dat jy met jou lewe en bydra hulle seën. Verstaan dat God se bedoeling is dat jy hulle moet help heel maak. Verstaan dat God se bedoeling is dat waar daar huweliksprobleme is, jy help. Waar daar ouer-kind verhoudings is, dat jy help. Waar daar finansiële krisis is, dat jy help. Dat God deur jou hulle wil seën. En daar moet ons in ons koppe uitkom, uit die mure van die kerk, want kerkwees is primêr beyond the church walls. Hier is net 'n vulstasie so Sondag na die erediens toe kom, al wat dit is. En God se roeping is dat jy beyond the church walls, dit waarvoor God jou gekies het en gaan haal het, is om sy kerk op te bou en dan uit te gaan beyond the church walls en 'n seën vir ander mense te gaan wees. Net soos met Abraham. Net soos met Abraham. Die Here sê vir hom, ek vat jou en ek vat jou na ander mense toe. Ek wil jou nie so oulik maak nie. Ek wil hê jy moet my seën na ander mense toe aangee. Die seën wat ek jou mee geseën het. Groot opdrag, Matteus 28 vers 19. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe, nie die Christene nie, die ouens buite die kerkmure. En maak hierdie mense my disippels, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is by julle. Ek wil net hê jy moet verstaan dat God se roeping sluit in dat jy bediening moet hê wat mense buite die kerkmure se lewens aanraak. Dis waarvoor hy jou geroep het. Dis hoekom hy jou gaan kies het. Nie net om in die kerk te werk nie, om uit die kerk te stap, buite die mure te gaan, daar waar die nood in die wêreld is. En hulle lewens te gaan aanraak, sy seën na hulle toe te vat. 8ste stelling. God gee ander mense, ander gelowiges om jou te help om meer effektief te wees in jou bediening. Efesiërs 4 vers 11 en 12. Dit is die gawes wat Christus gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel met hierdie gawes was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens. En hoor net wat sê ek vanaand vir jou. Dis primêr my werk. As jy voel, ek weet nie hoe om dit te doen nie, dan bel jy my. Of jy stuur vir my 'n e-pos, of jy stuur vir my 'n SMS. Ek het hulp nodig, is jou job hierdie. Want dis hoekom God spesiale, luister mooi, spesiale gawes gee om op 'n breër vlak gelowiges toe te rus vir die verskil wat hulle moet maak, vir die bediening wat hulle moet hê. Dis die rol wat hy aan hierdie ouens gegee het. En die idee is dit. Ek kan nie oral in die wêreld wees nie. Maar as ek dit nou vir elkeen van julle aangee, kom ons vat nou ontdek jou plek. As julle nou hierdie stof vat en lekker gaan deurwerk en later die video's vat en deurwerk tot julle dit goed onder die knie het, dan hoef ek dit mos nie meer aan te bied nie. Dan kan julle dit aanbied. Dit kan julle dit bediening word. Julle kan ouens help om 'n pad te loop waar hulle ontdek waar is die nis, waar ek die verskil kan maak. Dan het ek julle toegerus sodat julle julle dienswerk kan doen. En hierdie een wat ons nou doen is maar net 'n stukkie van die toerusting, 'n voorbeeld vir hoe jy dit kan doen. Die idee is dit, as ek dit vir jou kan gee, kan jy dit vir 2 ander ouens gee. Hulle kan dit elkeen vir 2 ander ouens gee. En as jy net gaan kyk, ek was eendag in 'n byeenkoms waar 'n ou dit gedoen het. Hy het vir een ou 'n klomp goed gegee, sê deel dit gou vir al die mense uit. Toe het hy vir die ander ou sê, hier is die goed, versprei dit gou. Ag, hierdie ouens nog nie eens 'n kwart gedoen nie. Toe is die ander helfte toe het hulle almal hulle penne. Want as een ou dit aangee vir 'n ander ou, dan is dit die ripple effek. Toerusting, God gee mense om langs jou te staan, om jou toe te rus vir jou dienswerk, sodat dit hierdie uitkringende ripple effek kan hê. Maar dis nie al wat hy doen nie. Dis nie al wat hy doen nie. Hy gee ook al die gelowiges
as ouens wat jou kan help toerus, as ouens wat jou kan bemoedig, as ouens wat jou kan dra, as ouens wat kan raad gee, as ouens wat jou hand kan vat. En dis die wonderlike ding daarvan, dat God gee vir jou 'n support system wanneer jy jou bediening wil gaan doen. Hy doen dit saam met jou en hy gee vir jou 'n netwerk sodat jy meer effektief kan doen. God sit mense in plek om jou te help om effektief te wees. 9de stelling. Wel, hierdie een raak nou die rowwe ene, want God gee aan jou 'n plek as medewerker en daarom sal hy ook van jou verslag vra van hoe jy as medewerker opgetree het. Dis daai storie van die gelykenis van die talente. Ons is so lief om die eerste deel van die gelykenis van die talente te lees. God het vir jou talente gegee, vermoëns. Daai woord talente, eintlik as jy na die hele opset gaan kyk van die gelykenis, kom sê daai gelykenis, God sit 'n stukkie van sy koninkryk in jou hande. 'n Stukkie daarvan is joune. En dis wow, God vertrou my met 'n stukkie van sy koninkryk. Hy sê, maar as hy terugkom, gaan hy vir jou vra, watter waarde het jy toegevoeg in daai stukkie van die koninkryk wat ek vir jou gegee het? Daar sal 'n dag wees wat ek en jy verslag sal moet doen van hoe ons as medewerker opgetree het. Paulus skryf daaroor in 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 15. Hy sê, ons is medewerkers in diens van God. En julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Bedoelende, weet jy, ons saai nie net nie, ons help bakstene ook op mekaar pak. Hy probeer maar net nog 'n keer sê, ons help bou aan God se gebou. Volgens die genade wat God aan my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê. En ander ouens bou bo op die fondament. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar reeds gelê is nie. Hierdie fondament is Jesus Christus. En of dit wat hy gebou het, goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom, sal uiteindelik duidelik raak. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elke medewerker se werk toets. En as jou werk bly staan, sal jy beloning ontvang. En as jou werk verbrand, sal jy nie beloning ontvang nie. Dis baie duidelik. Dis baie duidelik dat die Bybel sê dat God hou ons verantwoordelik vir die stukkie van sy koninkryk wat hy in ons hande sit. Ek en jy kan maak of dit nie waar is nie, ek en jy kan kies en sê, ek wil dit nie doen nie, al daai goed, maar uiteindelik met die wederkoms van Christus sal God voor jou staan en sê, hierdie stukkie van my koninkryk het ek in jou hande gesit. Wat se waarde het jy toegevoeg in hierdie stukkie van my koninkryk? Jy sal verantwoording doen van jou werk. En jou werk sal getoets word of dit goeie werk was, of halfgebakte werk, of swak vakmanskap. Dis wat die woord sê. Wat lekker is daarby, is dat die woord ook sê, as jou werk goeie werk was, sal die Here jou beloon. En dis die 10de stelling in die grondbeginsels vir bediening. God sal die werk wat jy gedoen het erken, en hy sal jou daarvoor beloon. Kolossense 3 vers 23 en 24. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet, dat julle van die Here as beloning sal kry, wat hy beloof het. Of in daai gelykenis van die talente, nê, Matteus 25, sy eienaar sê te hom, mooi so, kom staan nie op die verhoog, hier's vir jou 'n medalje, hier's vir jou 'n sertifikaat. Jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Ek het geen vraag in my hart daaroor nie, dat die woord sê, dat God wel ons werk sal beloon, wat ons doen in bediening. So, as jy nou kyk na al hierdie goeters, wat ons gesê het, 10 grondbeginsels
oor bediening, wat begin by God sien jou, God het jou toegerus, God het jou geroep, God het jou aangestel, God het vir jou 'n netwerk gegee, God beloon jou, God verwag ook verantwoording van jou. As jy na al hierdie goed kyk wat ons gepraat het daaroor, dan wil ek daarom net vir jou sê, dan moet jy besef, dat bediening is nie 'n onbenullige saak nie. Bediening is iets waaraan elke Christen moet aandag gee. Dis 'n integrale deel van jou Christendom. En daarom, omdat dit waar is, daarom lees jy in die Bybel dat jy vermaan word om daaraan aandag te gee. 2 Petrus 1 vers 10. Daarom moet julle des te meer julle daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep het en verkies het. Hoor julle wat hy sê? Wys dat God jou kom haal het om 'n verskil te maak deur jou lewe. Nie net te praat daaroor nie. Efesiërs 4 vers 1. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping. En hier kom die woord, want eintlik is dit die woord wat ek ook wil hê. Julle moet leer medewerker en julle moet leer roeping. God het jou geroep om 'n diens te kom lewer waardeur jy sy kerk help opbou en waardeur jy die wêreld help heel maak. En Paulus sê, luister hier, sorg dat jou praktiese lewenswandel, hoe jy optree, wat jy doen week vir week, in ooreenstemming is met daai roeping. Kolossense 4 vers 17 sê vir Archippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Gee ag beteken, hey ouens, doen moeite daarmee. Sit dit hier in die voorste lop van jou brein, dat jy bewus daaroor dink, beplan daarvoor, maak seker, sit effort in, dat die bediening wat God in Christus vir jou gegee het, dat jy dit vervul, dat jy die verskil maak. Want bediening is 'n integrale deel van Christendom. Dis nie opsioneel nie. Ook nie vir jou nie.